Want ons het dit so nodig. Moenie laat jou trots en jou eie wil, jou eie ek staan tussen jou en die Here nie. Maak jou gees oop vanoggend. My boodskap van vanoggend is onder konstruksie. Work in progress, under construction. Konstruksie by die broer en suster is die proses waarin jy 2 of meer voorwerpe saamvoeg om 'n groter en geheel beeld te vorm. Wanneer 'n mens of wanneer 'n gebou of enigiets onder konstruksie is, beteken dit dat daardie projek nog nie klaar is nie. Dat daar nog daaraan gewerk moet word. En daar word daagliks volgens 'n plan gewerk tot voltooiing van hierdie gebou. Dan word daar veranderings aangebring en verbeterings word aangebring. Elke dag wanneer mense aan hierdie projek werk, is 'n dag nader aan die voltooide projek waarvoor hulle werk. Kan ek vanmôre vir jou sê, diegene wat hulle lewens oorgegee het aan God, bly 'n onvoltooide werk in die hande van die Here, tot die dag wanneer hy ons kom haal. En as jy 'n Bybel gebring het, maak vir my oop by 1 Korintiërs 6, daarvan in vers 19 en 20. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of weet julle dan nie, dat julle liggame, wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam. So kan ek dan volgens die woord van die Here vanmôre vir jou sê, dat gelowiges is tempels onder konstruksie. Ons is nog steeds work in progress. Ons moet net besef dat God nie soos 'n aardse bouer 'n bouprojek klaar maak en aanskuif na die volgende projek nie. Langs elke gelowige, kyk mooi, dink nou, langs elke gelowige staan daar 'n bordjie. Ek wil nie sê dis op jou nie, dit staan langs jou. Wat sê, onder permanente konstruksie van die Heilige Gees. Daar word daagliks aan jou gewerk. Elke gelowige, my broer en suster, is 'n lid van Christus se liggaam. Wat beteken dat ons nie maar net kan doen wat ons wil nie. Want ons liggaam behoort nie aan ons nie, ons liggaam behoort aan die Here. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Daarom moet ons alles in ons vermoë doen om dan heilig te lewe. Ons het vroeger in ons lewe al besluit dat ons lewe totaal vir die Here gee in ons familie. En dit dring deur aan ons kinders en kleinkinders. Ons sal byvoorbeeld nie in plekke ingaan waar ons kinders nie kan ingaan nie. Ons sal nie na goed kyk wat ons kinders nie kyk nie. Wat vir ons swak en lelik is nie. Die woord heilig beteken om afgesonder of anders as die wêreld te leef. As tempels van die Heilige Gees lyk ons ook anders as die wêreld. Ek weet, kyk na jouself in die spieël, as jy 'n kind van die Here is al wat 'n tyd lank saam met God geloop het, is jy anders dan. Ouens wat in die wêreld leef, wat nie die Here in hulle lewens het nie, is sommer net moe mense. Hulle lyk afgemat. Mense wat hulle lewens oorgee aan die gemors van die wêreld, lyk dan ook soos die gemors. Maar waar die Heilige Gees is daagliks besig om ons te verander, om ons meer soos Jesus te maak. En as ons nie toelaat dat die Heilige Gees ons verander nie, kan ek vir jou eerlikwaar sê, sal jy nie die hemel sien nie.
Nou, hoe gaan die Heilige Gees dit doen? Net sodat ons vanmôre hier sit, almal wat vanmôre in kerke sit, wie waarlike kinders van die Here is, kan ek vir jou tereg sê dat God het 'n plan vir elke gelowige waar volgens sy werk. My plan lyk dalk heel anders as jou plan, maar die Here het 'n plan uitgewerk vir jou, hoe jou lewe gaan werk vorentoe. En hy het 'n plan uitgewerk sodat dit net beter moet gaan met jou. Want hy ken jou omstandighede. Hy weet waar jy vandaan kom. Kan ek sê, God ken jou storie. Daarom wil ek sê vanoggend, laat toe dat die Heilige Gees beheer neem van jou lewe. In Handelinge lees ons hoe die Heilige Gees op mense gekom het en hulle vervul het. En ek lees vir jou, Handelinge 2, as jy Bybel het, jy kan vanaf so toe blaai so toe. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar, net soos ons vanoggend hier in die huis van die Here by mekaar is. En skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Was almal, oor almal, in almal. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel is op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees het aan hulle gegee om onder sy leiding te doen. My liewe suster, vervulling beteken dat hulle nou mense is in wie die Heilige Gees woon en werk. Hulle lewe is vol van die Heilige Gees. En hierdie Heilige Gees gee hulle dus die krag om op verskillende vlakke die Here reg te dien. In Galasiërs 5 vers 16 sê Paulus dat ons hele lewe deur die Gees moet laat beheer word. Vers 16 sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, ons julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. As jy in die Gees wandel, dan soek jy die wêreld so goed nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Net in hierdie week praat ek in studie van mense wat dit so moeilik vir hulle maak om die Here te kan behoorlik dien. Sodat die man uitgepop het gesê, as dit die God is wat ek moet dien, dan wil ek dit nie meer doen nie. Hy begin rebelleer daarteen, omdat mense nie verstaan dat die Heilige Gees jou lewe nie. Jy wil steeds halfpad onder die wet wees. Ons is vrygekoop van die wet. Ons leef nie meer onder die wet nie. Ons lewe met die Heilige Gees in ons harte, halleluja. En hy maak dit vir ons maklik, want ons gaan toe dat hierdie Heilige Gees ons lei. Ja, nou wil die man nie die Here dien nie, want hy sê dit is vir hom te moeilik geraak. Kom ek sê vir jou, as die Gees van die Here in jou woon, dan sal dit nie vir jou moeilik wees nie. Want het jou lewe oorgegee aan die mooi dinge, aan die goeie dinge. Met ander woorde, ek en jy, ons moet die stuurwiel van ons lewe in die hande sit van die Heilige Gees, want hy wil ons in die rigting bring wat hy wil ons moet wees. Hy sal ons lei om reg op te tree. So maak die Gees ons lewens vol van sy invloed. Vervulling is baie meer as net 'n emosionele ervaring. Vervulling beteken, die Gees van die Here het in my lewe ingekom en ek leef nou saam met die Here elke dag van my lewe. Dis nie net 'n gebeurtenis in die kerk nie, dis daar buite, by die huis, in die straat, by die skool, in die werk, leef die Gees van die Here saam met my. Dis God se Gees wat aktief in ons werk om beheer in ons lewens uit te oefen. Hy sal gelowiges versorg. Amen. Hy lei ons op die pad wat ons moet loop. En hy sal ons goeie volgelinge van Jesus maak. Kan ek maar sê, die Gees wil elke hoekie en draadjie van 'n gelowige se lewe vul. Oralste. Hoekom? Sodat elke gelowige die voordeel het wat die wêreld het nie. Sê bietjie vir jouself, ek het 'n voordeel wat die wêreld het nie. En dit is dat die Heilige Gees in my woon.
Wat is hierdie voordeel? Kom ons begin kyk. En as die Here se wil is die maandag aan, dinsdag aan en woensdag hoor, wat die Gees van die Here vir ons gee. Stel ons onsself ook by broer en suster, sal ons die vrug van die Gees in ons lewens begin sien. Die vrug van die Gees is sigbare bewys van die onsigbare werking van die Gees in ons lewens. Dis die merker van ons geestelike groei en die manier waarop ons lewens meer en meer aan God oorgee. Soos ons groei in die vrug van die Gees, word ons lewens meer soos Christus. Die ware vrug van die Gees, my liewe suster, is die lewe van Christus wat deur elke gelowige vloei. Ek doen nie meer, of ek vergeld nie meer kwaad met kwaad nie. Daar is 'n liefde binne in my, wat sterker is as my persoonlike gevoel. Daar is 'n vrede in my wat die wêreld nie ken nie, en ek gee almal nie die vrede oor. Ek word nie meer kwaad vir elke ding nie, want die Here het iets in my geplaas wat groter is as kwaad. Ek neem toe in kwaliteit en kwantiteit, soos wat die tyd verbygaan en ek dieper in die Christus ingeplant word. Ek dink julle het almal gehoor en dalk sal die Here my kans gee om dit weer te preek. Toe Jesus met die wingerdstok in sy hande gebruik het as illustrasie van hierdie beginsel. Die Heilige Gees is soos die sap wat vanaf die wortels opvloei, my liewe suster, tot op die puntjie van elke rank, sodat ons kan vrugte dra. En slegs as jy ingeplant is in hierdie vrugstok, sal jy vrug dra. Ja, die Here sal ons ook snoei, maar dit sal ons net goeie, verbeter vrugte dra. Wanneer ons, en ek wil jy moet dalk lees hierdie week, want ek gaan vir jou definitief daaroor praat, 1 Korintiërs 12 en ook Romeine 12, lees en skryf dit neer, maar lees dit hierdie week. Bespreek Paulus al die wonderlike geskenke wat God in sy Gees vir ons gee, naamlik ons noem dit geestelike gawes. Geestelike gawes is 'n term in die Bybel, liewe suster, wat gebruik word, hoor mooi, om spesiale, bonatuurlike vermoëns te beskryf wat God aan sy kinders gee. Die Heilige Gees verleen aan elke lid 'n besondere bekwaamheid wat hom of haar in staat stel om eerste plek die kerk te help, om sy goddelike sending uit te voer. Kom ons kyk so vinnig, wat is hierdie vermoëns? Hier is 'n paar gawes. God kan jou 'n bemoediger maak. Wanneer jy in 'n situasie kom waar iemand nie lekker voel oor 'n saak of nie lekker is nie, dan gee God vir jou daai spesiale vermoë om daai persoon uit daai gat uit te praat. Ons het net daarvan gepraat agter in die bidkamer. Maar party mense bly in die gat van moedeloosheid sit. Die vermoë om 'n psalm te vat en dit jou eie te maak en dit te lees en dit te begin sing, wat jou uit daai gat uittrek. Dis 'n vermoë wat God vir ons kinders van die Here gee, sodat ons nie hoef onder omstandighede te leef. Somtyds maak die Here 'n persoon 'n profeet. As jy God se grootheid aan almal verklaar, om mense te vertel wie God en wat God eintlik werklik in ons lewens is. Ander maak hy gewers. Die Here het jou met 'n vermoë gegee om goeie geld te kan verdien, sodat jy gereeld aan mense kan gee wie in nood is, sodat jy vir die kerk kan gee, sodat die mense kan help wat werklik in nood is, sodat jy die mense kan leer om vis te vang. 'n Leermeester, as jy iemand kan leer van die grootheid van God in hulle lewens. Iemand te vertel, God is groter as enigiets anders. Maar liewe susters, het 'n paar wat ek in menslike terme vir jou gesê het. Gawes word aan gelowiges gegee om God se mense te help om sy koninkryk uit te bou. Dit staan nie net vir jouself nie. Die gawes wat die Here vir jou gee, is 'n geskenk wat die Here vir jou gee, sodat jy geskenk aan almal kan gee. In Johannes 14 en 16 word die geesgelowiges sy spesiale helper genoem, wat ons so nodig het. Ek weet nie van jou nie,
maar ek het die Heilige Gees nodig elke dag van my lewe om my te help om deur die dag te kom, want sommige dae is moeiliker as ander dae. Hy is gestuur om by ons te wees, om ons kant te vat, is dit nie lekker om dit te weet nie, om by ons te staan in elke situasie wat nog opduik. Hoeveel keer het mense al in 'n situasie ingekom, dan raak hulle skoon mal van illusie. Ek weet nie wat om te doen nie, pastoor. Weet jy wat? Vra die Heilige Gees om jou te lei. Want hy is gedurig daar vir ons. Hy sal gelowiges versorg, hulle lei op die pad wat hulle moet loop, sodat ons kan wees wat ons moet wees. Kan ek vanmôre vir jou sê, as ons deur die Gees laat lei, laat ons dan ook deur die Gees laat wandel. Daar is net 2 maniere wat 'n Christen om te wandel, of elke mens om te wandel. Dis of in die vlees wandel jy of in die Gees. Die vlees het sy eie hardkoppige wil en maak soos dit lus het. Baie mense, pastoor, moenie my vertel wat om te doen nie, ek weet wat om te doen. Die vlees verkies dit en vra dan, Here, ek het hier die keuse gemaak, nou vra ek U om my te seën. Maar het nie voor die tyd na God toe gaan en gevra, Here, gee my die nodige wysheid om die keuse wat ek doen te doen nie. Baie mense sê, die Here het my gesonde verstand gegee, dankie tog, die Here het gedoen. Maar hy baie keer maak mense nie, hulle keuse wat hulle maak verstandig nie. Hulle doen dit deur die verkeerde ding te doen. Baie mense sê, ek hoef nie op lyn te wag nie, ek weet wat om te doen. En dan kom hulle en sê, God help die wat hulle self help. Ja, is okay. Maar weet jy wat? As jy deur die Gees gelei word, dan maak jy die regte keuse die eerste keer. Ons gee ons wil aan die Heilige Gees oor en vertrou sy stille, sagte stem om in alles ons regte dinge te doen. Ons gee ons wil aan die Heilige Gees oor. Ons doen wat die Heilige Gees wat ons gestuur is. Ons onderwerp ons aan hom. Die Bybel leer ons, deur die Here word die gange van die mens bevestig en hy het 'n welbaan sy weg in Psalm 37 vers 23. En hier doen die Gees die bevestiging, want hy begeer om in elke persoon se lewens te lei op die regte pad. Weet jy, het jy al ooit gedink, hoe makliker sal dit wees, as iemand wat al reeds in die dag van môre is, jou vandag moet lei. Nie een van ons wat hier sit weet wat môre gaan gebeur nie, net God weet. En daarom stuur hy die Heilige Gees om jou te lei, om die regte te doen op die regte ding, op die regte ding tyd te doen, op die regte plek te doen. Dan sal ons keuses en die besluite wat ons doen, wat ons hierdie week moet ingaan, soveel makliker wees. Maar ons wil so graag dinge in onsself doen. Eenvoudig gestel en ek vanoggend vir julle sê, ons moet in algehele onderdanigheid aan die Heilige Gees wandel. Hoekom? Net soos Christus in die volgehou absolute onderdanigheid aan die Vader gewandel het. Kom ons hier in die hele gemeente, laat toe dat die Heilige Gees ons lei. In alles, in ons lewe daar buite, daar by die werk, hier by die kerk, in ons keuses wat ons maak, met ons persoonlike lewens, met ons finansies, met alles wat ons oor besluite moet neem, kom ons ken die Heilige Gees in ons lewens. Die Here het nie verniet die Heilige Gees vir ons gegee nie. Hy het vir ons gegee om ons te lei en ons te help. Kom ons hou vas aan die woord van die Here. Kom ons laat toe, laat ons dienste Heilige Gees inspireerd wees. Dat wanneer ons hier inkom, ons sing tot die Here, dan vergeet ons van die ou wêreld daar buite. Ons maak ons hart en gees oop voor die Here en ons loof en prys hom. Baie keer voel ek, wanneer ons teenwoordig is in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wanneer ons sing van die grootheid van die Here, kan die Here klaar vir my wondere begin. Mense sê vandag, die Here doen nie meer wonders nie. Kom ek sê vir jou,
Die Here doen wonders elke dag. Die grootste wonder daarvan is, dat jy kan opstaan in die oggend en kan asemhaal. Kom ons, laat die Heilige Gees ons lei in alles wat ons doen. Prys die wonderlike naam van die Here. Kom ons bid saam. Ons dank die Vader vanmôre dat U die Heilige Gees vir ons gestuur het om ons in die volle waarheid te lei. Dat alles wat ons sê en alles wat ons doen, U sal verheerlik deur die Heilige Gees. Here, gee vir ons die nodige wysheid en insig om deur die Heilige Gees te lei te word elke oomblik van die dag. Ja, Here, ons moet soveel besluite neem. Amper elke minuut neem ons 'n besluit. Ons wil bid, Here, help ons met hierdie besluite. Help ons om 'n goeie lewe te lewe. U woord sê in U woord, Here, dat wanneer ons onderwerp aan U gesag en onder U wil, dan sal dit met ons goed gaan. Dankie vir 'n geleentheid soos vanoggend, waar ons net weer kan terugdink aan die wonderlike dag toe U die Gees oor die mense uitgestort het. Stort dit ook oor ons lewens uit, Here. Laat nie een wat hier vanoggend sit en sê ek het nie die Heilige Gees in my lewe. En Here, as daar is vanoggend wie nog nie die Heilige Gees uitgestort sou leef, wie nog luister na die wêreld, wie nog onder wêreldse terme leef, wil ek vanmôre bid, Here, dat U die Gees sal uitstort in hulle lewens, sodat hulle sal wees waar U wil hê hulle moet wees. Seën ons vanmôre verder in die wonderlike naam van Jesus. En ons dank